Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog goed met julle almal. Vandag spandeer ons tyd saam in Deuteronomium 9, waar Moses verder met die volk praat net voordat hulle die beloofde land binnestap. Hy sê vir hulle, luister Israel, jy gaan vandag deur die Jordaan trek om nasies groter en sterker as jy te gaan verdryf. Hierdie is 'n baie groot uitdaging wat voor hulle lê. Die stede is groot, die mense is sterk, daar is selfs stede wat hemelhoë mure het, maar God verseker hulle, dat hulle nie bang hoef te wees nie, want hy self gaan voor hulle uit. Vandag kan ek en jy ook aan daardie versekering vashou, want wanneer God ons roep om 'n nuwe seisoen of 'n nuwe uitdaging binne te gaan, beteken dit nie dat die uitdaging klein gaan wees nie. Dit beteken dat God groter is as die uitdaging. Israel moes die land inneem, maar Moses het seker gemaak dat hulle verstaan dat dit nie hulle krag is wat vir hulle daar gaan bring nie, maar dat dit God se krag is. In vers 4 sê Moses verder vir Israel, moenie in jou hart sê, dit is omdat ek so regverdig is dat die Here my in hierdie land ingebring het nie. Hierdie is 'n baie belangrike punt wat ons vandag ook moet onthou. Dit is 'n baie gevaarlike plek wanneer ons begin dink dat God ons seën omdat ons dit verdien. Ons kyk soms na ons lewe en sê, ek bid gereeld en ek gaan kerk toe en ek probeer 'n goeie mens wees, ek doen regtig my bes. En ja, God wil hê ons moet hom gehoorsaam, hy wil hê ons moet heilig leef. Maar ons verhouding met God is nooit gebaseer op ons eie goedheid nie. Dit is gebaseer op genade. Jy sien, Israel sou nie die land ontvang omdat hulle regverdig was nie. Inteendeel, Moses herinner hulle in hierdie hoofstuk aan hoe hardkoppig en ongehoorsaam hulle was. En dit is vir my amper ironies. Hulle staan op die punt om 'n groot oorwinning te ontvang. Maar Moses sê, moenie dink hierdie oorwinning bewys hoe goed julle is nie. Dit bewys hoe goed God is. En ek dink dis 'n woord wat ons almal nodig het vandag. Wanneer God vir ons 'n deur oopmaak, moet ons nie vra, wat het ek gedoen om dit te verdien nie? Ons moet eerder sê, Here, dankie vir u genade. Want as ons eerlik is, weet elkeen van ons dat ons nie altyd alles reg doen nie. Ons het almal al verkeerde keuses gemaak. Ons het almal al God teleurgestel. Ons het almal al gewonder of God nog met ons gaan werk nadat ons so gefaal het. Maar dan bring hierdie hoofstuk vir ons hoop, want Moses sê eintlik, God se plan vir Israel was groter as Israel se mislukkings. Dink net aan die goue kalf. Moses was op die berg Sinaï. Hy het 40 dae en 40 nagte by God deurgebring. En terwyl hy daar was, het Israel 'n goue kalf gemaak en dit begin aanbid. Hulle het letterlik binne 'n baie kort tydjie vergeet wat God vir hulle gedoen het. En toe Moses van die berg afkom en dit sien, was hy so ontsteld dat hy die kliptafel stikkend gegooi het. Maar kyk wat doen Moses toe. Hy gaan terug na God toe en tree in vir die volk en bid vir hulle en pleit by God vir genade om nie die volk te vernietig nie. Hy sê in vers 18 dat hy homself voor die Here neergewerp het en vir 40 dae en 40 nagte gebid het. So ons sien hier hoe Moses as 'n voorbidder tussen 'n heilige God en 'n ongehoorsame volk staan. Moses is vir ons hier 'n baie mooi voorbeeld van geestelike leierskap en vir ons eie gebedslewe. Want wanneer mense rondom ons val, moet ons nie net oor hulle gesels en skinder en praat nie. Ons moet vir hulle bid. Dit's maklik om iemand se foute raak te sien. Dit is maklik om te sê, ek het jou gesê, of jy moes van beter geweet het, en jy het jou eie probleme veroorsaak. Maar Moses se reaksie was, hy het op sy knieë gegaan. Dit beteken nie dat ons sonde goedkeur nie. Dit beteken, ons verstaan dat mense God se genade nodig het. En miskien is daar iemand in jou lewe vandag, waaroor jy bekommerd is, iemand wat van God af weggedwaal het, vir wie jy vandag kan begin bid, en vir daardie persoon ernstig voor God begin intree. En ook soos Moses sê, Here,
ek bring hierdie persoon vandag voor U. Vanaf vers 22 gaan Moses verder en herinner Israel aan hulle geskiedenis. Hy sê basies vir hulle, onthou hoe julle by Horeb opgetree het, onthou hoe julle God kwaad gemaak het, en onthou hoe julle telkens ongehoorsaam was. Nou Moses se doel hiermee is nie om hulle voortdurend skuldig te laat voel nie. Hy doen dit sodat hulle nederig kan bly. Want as ons vergeet waar ons vandaan kom, begin ons dink ons het onsself daar gekry. Maar wanneer ons terugkyk en besef, Here, as dit nie vir U genade was nie, weet ek nie waar ek sou wees nie. Dan word ons harte dankbaar. Ek dink, dis 'n les vir my en jou ook vandag. Moenie jou sukses aan jouself toeskryf en jou mislukkings aan God nie. Wanneer dinge goed gaan, sê dankie Here. Wanneer dinge begin sleg gaan, sê Here, help my. Wanneer ons val en van die pad afgaan, sê Here, vergewe my. Wanneer jy 'n oorwinning kry, sê Here, die eer behoort aan U. En wanneer jy voor 'n groot uitdaging staan vandag, sê Here, ek kan dit nie alleen doen nie, maar U gaan voor my uit. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Hierdie hoofstuk leer ons dat God se genade groter is as ons geregtigheid en groter as ons mislukkings. Israel was nie perfek nie. Hulle het geval, hulle was hardkoppig, hulle het God vergeet, maar God het hulle nie vergeet nie. En dit is vir my vandag ongelooflik bemoedigend, want miskien voel jy vandag, jy is nie goed genoeg nie. Miskien kyk jy na jou eie lewe en sien jy al die plekke waar jy gefaal het. Maar God sê, moenie op jou eie geregtigheid staat maak nie. Kyk na my. Ons redding is nie omdat ons goed gedoen het nie. Ons hoop is nie omdat ons perfek is nie. Ons hoop is omdat God getrou is. En uiteindelik wys hierdie hoofstuk vir ons ook vooruit na Jesus. Want Moses het vir Israel ingetree. Hy het voor God gestaan en vir 'n ongehoorsame volk gepleit. Maar Jesus doen soveel meer vir my en jou. Jesus het vir ons ingetree. Hy het die straf wat ons verdien het op homself geneem. Daarom kan ons vandag met vrymoedigheid na God toe gaan. Nie omdat ons perfek is nie, maar omdat Jesus perfek is. So as jy vandag net een ding uit hierdie hoofstuk onthou, laat dit hierdie wees. Moenie sê, God seën my omdat ek goed genoeg is nie. Sê eerder, ek is hier vandag omdat God genadig en getrou is. En wanneer God vir jou 'n groot uitdaging gee, moenie kyk na hoe groot die mure voor jou is nie. Kyk na hoe groot jou God is. En wanneer iemand rondom jou val, moenie net oordeel nie. Bid en tree vir hom in. My gebed is dat ons nederig sal leef, dankbaar sal wees vir genade en getrou sal bly aan God se woord. En altyd sal onthou, die oorwinning is nie omdat ons so sterk is nie. Die oorwinning is omdat God getrou is. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.